Kan ek nou kan ek maar weer vir julle sê goeiemiddag. Liewe familie, wat 'n kosbare voorreg is dit nie vir ons as julle vriende om hierdie baie besondere geleentheid, baie seer geleentheid en tog ook 'n baie vredevolle geleentheid met julle te deel nie. Bertha, Martmarie en Gerrit, Jaco, Karin, Leonor en Rocco en ook al oupa Bossie se kleinkinders, Sorina, Michael, Marissa, Lara en Cara. Om vanmiddag met dankbaarheid die lewe van 'n merkwaardige man te vier. Dankbaar teenoor 'n wonderlike Skepper wat hom aan ons en aan julle as 'n familie geleen het. Dankbaar vir sy unieke mens wees, sy unieke man wees vir sy vrou, unieke pa wees vir sy kinders en skoonkinders, unieke oupa wees vir sy kleinkinders en sy unieke vriendskap met so baie van ons wat vanmiddag hier is en ook nie hier is nie. Jy weet, liewe vriende, liewe familie, dit was Khalil Gibran wat geskryf het, julle wil die geheim van die dood ken, maar hoe sal julle dit vind, tensy julle dit in die hart van die lewe soek? Want lewe en dood is een, soos wat die riviermond en die see een is. Hoe sal julle die geheim van die dood vind, tensy julle dit in die hart van die lewe soek? Walter Scott het geskryf, julle sê die dood is die finale slaap. Ek sê die dood is die finale wakker word. En daarom, liewe vriende, liewe familie, as ons vanmiddag aan Bossie Bosman dink, dan dink ons oor die lewe. En as ons oor sy dood dink, dan dink ons ook oor die lewe hierna. Baie welkom aan elkeen van julle. Kom ons maak vir 'n oomblik ons oë toe. En dan vra ons, hierdie God wat die lewe gee, hier en hierna, vir my en vir jou te seën met sy liefdevolle, vredevolle, troostvolle, vreugdevolle teenwoordigheid. Wonderlike Here, dankie dat ons weet as ons vanmiddag hier saam is, dit nie net familie en vriende is wat hier by mekaar gekom het nie. Maar dankie Here dat ons weet, U is ook hier. Die God wat elke tree en elke oomblik van ons lewe met ons deel. Die God wat oor ons lewens beskik. Die God wat ons nooit aan onsself oorlaat nie, maar wat met ons saamloop as die een wat ons vashou, wat ons versterk, wat ons ophelp as ons val, en wat vreugde in ons lewens verseker. Baie dankie dat ons ook vanmiddag op U teenwoordigheid kan reken, en weet, U sal ons saam wees seën. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Liewe vriende, ons, miskien net 'n afkondiging, Andries het gesê die wifi konneksie is af, so daar gaan nie 'n uitsending wees vanuit die kerk na buite toe nie.
Bossie en Bertha het gereeld gepraat oor God se genade in hulle lewens, waarvan ek en jy ook in ons eie lewens kan getuig. En daarom dan ook hierdie eerste lied 510, die eerste en die 4de vers wat ons staande gaan sing. Genade onbeskryflik groot het U aan my bewys. Dis wat Bossie sou wou sing, wat ek en jy kan sing. Verlore seun, 'n wegloopkind, weer in die Vaderhuis. Genade onbeskryflik groot. Daar's fees. Ek is weer tuis. U seun bring my verlore mens weer in die Vaderhuis. Familie kan bly sit as julle wil. Kom ons sing dit staande saam. Liewe vriende, liewe familie, ons gaan twee, nie lang gedeeltes, nie kort gedeeltes, uit die Here se woord saamlees, naamlik uit die boek Jesaja, die baie bekende hoofstuk 43 en ook uit hoofstuk 49. Hoofstuk 43 vers 1. Opskrif hier is, jy is myne. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here, jou God, die Heilige van Israel, jou redder. En dan in vers 10, Israel, julle is my getuies, sê die Here. Voor my was daar geen God nie, en na my sal daar ook nie een wees nie. Ek is die Here. En dan hoofstuk 49, vers 14. Sion, Israel, sê, die Here het my verlaat. Die Here het my vergeet. En dan antwoord die Here, kan 'n vrou haar eie baba vergeet? Haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie? Selfs al sou so iets kon gebeur, ek sal jou nie vergeet nie. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Ons lees net tot sover met die gebed dat die Here inderdaad ook uit sy woord uit vanmiddag vir my en vir jou wil seën. Liewe vriende, liewe familie, die boek Jesaja is inderdaad 'n indrukwekkende
profetiese boek, wat oor 'n redelike lang tydperk in die volk Israel se bestaan handel. Hoofstuk 1 tot hoofstuk 39 handel naamlik oor die tyd voor die Babyloniese ballingskap. Lang tyd voor dit. Hoofstuk 40 tot 55 handel oor die Babyloniese ballingskap self. En dan hoofstuk 56 tot hoofstuk 66 handel oor die tyd na die ballingskap. Israel se terugkeer na hulle land toe. En nou is dit veral hoofstuk 40 tot hoofstuk 55, die ballingskaptyd. En dit wat God deur sy profeet, kom ons noem hom Jesaja, daar was 3 skrywers van die boek Jesaja, wat God deur sy profeet Jesaja vir die volk Israel, te midde van hulle omstandighede te sê gehad het. Wat nie net vir die volk Israel betekenis gehad het 2600 jaar gelede nie, maar ook wat, so glo ek, vir God se Nuwe Testamentiese volk, naamlik ek en jy, en elkeen wat in Jesus Christus glo, bedoel is en betekenis het. In Jesaja 43 en in Jesaja 49, liewe vriende, liewe familie, tref ons van die mees merkwaardige verse in die ganse Bybel aan. Verse wat vertel van God, van wie hy is, hoe hy is, en hoe hy voel oor sy volk, en ook oor my en jou. Verse wat vertel van God se hart, en van God se hand in en oor my en jou lewe en die lewe van die volk Israel. Jesaja 43 begin met God wat sê dat hy die skepper God is. Dat sy volk Israel, ook ek en jy, dat sy volk sy maaksel is. Israel, ek het jou geskep en jou gevorm. So asof hy wou sê, Israel, julle hele bestaan is aan my te danke. Want voor my, vers 10, voor my was daar geen God nie. Na my sal daar ook geen God wees nie. Ek is die Here, jou God. So asof ek en jy dit 2600 jaar later ook vir God kan hoor sê. Almo, Bertha, Bossie, vul julle name in. Ook jou bestaan het jy aan my te danke. Ek, die Here, jou God, het jou gevorm. Jy moet maar weer Psalm 139 van Dawid gaan lees, waarin hy skryf oor sy verwondering, hoe God hom gevorm het in die moederskoot. Ek het jou gevorm, en dan die woorde, ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Jy is myne. Nou kyk, liewe vriende, liewe familie, vir Israel wat op daardie stadium al dekades lank 'n ontheemde volk was, wat as ballinge, slawe, weggevoer is uit hulle huise uit, Jerusalem uit hulle grondgebied, uit hulle land uit. 'n Volk wat inderdaad gevoel het, hulle hoort nêrens nie. Meer nog, 'n volk wat gevoel het, hulle is God se verlore volk, God se vergete volk. En juis daarom kry God se boodskap deur die profeet Jesaja soveel meer betekenis vir hulle. God sê, Israel, ek het julle nie vergeet nie. Julle is myne. Julle is myne. Ek het julle geskep, ek het julle gevorm. Julle is myne. En omdat julle myne is, moenie bang wees nie. Moenie bang wees vir die pad wat julle deur die lewe moet loop nie. Wat vir julle hierdie ballingskap insluit nie. Moenie bang wees vir omstandighede
wat julle op julle pad, hierdie pad, deur die lewe moet trotseer nie. En wat julle in die oë moet kyk nie. En as die Here God vir hulle sê, moenie bang wees nie, dan kom sy bekende belofte van vers 2, as jy deur die water moet gaan, is ek by jou. Die riviere sal jou nie wegspoel nie. As jy deur die vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, jou redder. Ek is by julle. Bo op die kruis staan ook die woorde. Ek is by julle. Israel, asof God wou sê, Israel, kyk mooi. Asof God ook vir my en vir jou vanmiddag hier wou sê, kyk mooi, en jy sal sien, ek is saam met jou in die water. Ek is saam met jou in die rivierstroom. Ek is saam met jou in die vuur en sy warm vlamme. En dis dan wat ek vir Dawid in Psalm 18 hoor uitroep, saam met God. Saam met God spring ek oor 'n hoë muur. En saam met God loop ek 'n oormagstorm. En saam met God sien ek kans vir elke uitdaging waarmee die lewe my konfronteer. Hoor ek vir Paulus sê in Romeine 8, deur hom, deur sy krag, is ons meer as oorwinnaars. Ook oor omstandighede. Ook oor die dood. En liewe vriende, liewe familie, God se belofte in Jesaja 43 was nie maar net 'n leë belofte nie. Nie vir ou Israel nie, daar in Babylon nie, en ook nie vir my en jou in die jaar 2025 nie. Ook nie vir Bossie en Bertha Bosman nie. Want saam met God, hand aan hand met God, die alomteenwoordige, alwetende, almagtige God, kon ook hulle en het ook hulle elke nuwe dag met nuwe krag aangepak. En met dankbare vreugde God se voorsienigheid beleef. Maar terug na die boek Jesaja. In Jesaja 49 vers 14 tot 16 is dit asof God hierdie wonderlike belofte van Jesaja 43 vers 2 nog verder wil bevestig en omskryf aan hierdie volk wat gedink het dat God hulle vergeet het, in hulle seer kry en in hulle swaar kry. Kom ek lees dit gou weer vir u. Israel, Sion, julle sê die Here het my verlaat, die Here het my vergeet. En dan antwoord God, 'n vrou kan nie haar baba ooit vergeet nie. Al sou dit gebeur, sou ek jou nie vergeet nie. En dan die woorde, want Israel, en kom ons voeg ons naam in, Bertha, jou kinders, kleinkinders, jou naam is in my handpalms gegraveer. En as ons kyk na die Hebreëse woorde wat hier gebruik word, dan is dit nie, dui dit nie op getatoeëer nie, maar dan dui dit op iets wat uitgekerf is in 'n handpalm met die skerppunt van 'n skerp mes, sodat dit nie kan verdof nie en nie kan verdwyn nie. En dan sê God, in my handpalms, nie net in een handpalm nie, in albei my handpalms Israel, sodat ek dit nooit kan miskyk nie. Liewe vriende, liewe familie, watter ongelooflike wete, ook vir my en jou,
wat deur Jesus deel is van God se volk. My naam, jou naam, Bossie se naam, in God se handpalms. Die hande waarvan Dawid in Psalm 23 uitroep, in u hande, Here, is ek veilig. Hande wat sorg en voorsien en optel en dra en seën en beskerm. Floris Bosman, oftewel Bossie, ek dink min van ons het geweet sy naam is Floris. Bossie het van jongs af hierdie versekering van Jesaja 43 en Jesaja 49 sy eie gemaak. Asof hy God hoor sê het, Bossie, ek het ook jou naam in my handpalms gegraveer. Ek het jou ook by jou naam geroep en ook jy is myne vir altyd. En vanuit hierdie versekering, so het ons hom leer ken, het Bossie geleef. En het hy nie geskroom om daaroor te praat nie. Oor God se hand, oor God se oop hand in sy en Bertha en hulle kinders en kleinkinders se lewens. Oor God se genade, oor God se liefde, oor God se voorsiening, oor God se groot dade. Trouwens, Bossie kon nie ophou praat daaroor nie. En sy getuienis het inderdaad trefkrag gehad vir nie net een van ons nie, maar vir almal van ons wat met Bossie te make gehad het. En nou het Bossie se getuienis nie maar net by woorde gebly nie. Dit het ook in dade oorgegaan, met 'n oop hart en 'n oop hand, het hy met soveel mense 'n besondere pad saamgeloop. Vir soveel was hy 'n altyd beskikbare vriend. Ek gaan weer sê, vir soveel van ons, ook vir my, was hy 'n altyd beskikbare vriend, soos wat God vir hom was. En nou groet ons hom, of nee, onthou ons hom, sê ons dankie vir hom. 25 Februarie 1942 word Floris Bosman op die plaas Uitsig in die Gordonia gebied gebore as die derde seun van Jakobus Johannes Bosman en sy vrou Eleonora Elisabeth Bosman. Hy het gou groot geword, want op 5-jarige ouderdom is hy al reeds skool toe. En toe hy 12 jaar oud was, is hy na die Adelaide Ambagskool in die Oos-Kaap toe gestuur. Daar het hy homself onderskei as student. Van die Oos-Kaap na skool is hy na Keimus toe. Daar het hy by Tirion Smitswerke begin werk en hom onderskei as 'n besonder vaardige ambagsman. En het hy vinnig tot bestuurder van die besigheid gevorder. Die van julle wat al deur Keimus gery het, sou definitief die waterwiel wat in die kanaal is, moes raak sien. Was Bossie se handewerk. Maar op Keimus ontmoet hy ook die mooie onderwyseres Bertha Redlinghuis. Gou was hulle verlief en op 21 Desember 1968 is hulle getroud. Uit hierdie gelukkige en mag ek sê humorryke huwelik word 3 kinders ewe humorryk vir hulle gebore. Martmarie, Leonor en Jaco. Nou, na Keimus het Bossie by Caterpillar Balows begin werk tot 1979, waarna hy op Mamasbury by WPK aangestel is tot 1999. Daarna het hulle
Robertson toe verhuis, waar hy vir 'n tyd lank nog by WPK betrokke was op Ashton, en later het hy sy eie besigheid begin, Bosman Ingenieurswerke. En hy het dit bedryf totdat hy 79 jaar oud was, toe het hy eers verkoop. Bekend vir sy uiters bekwame vakmanskap, kennis, werksetiek. Ek wonder hoeveel parsbakke Bossie in sy lewe gebou. Ek wonder hoeveel store hy opgesit het. Hierdie saal se vierkant, se dak, was Bossie se inisiatief. Groot hand daarin gehad. En Bossie het altyd 'n plan gehad. Altyd. Liewe vriende, liewe familie hier in die gemeente, waar ek die voorreg was om predikant te kon wees en sy wijksdominee te wees. Hier in die gemeente het ons die Bosman gesin leer ken as meelewende, betrokke lidmate met 'n onvervalste liefde vir die Here en vir sy kerk. Maar ook 'n onvervalste liefde vir hul medemens in nood. Het ons hulle ook leer ken as 'n gesin met 'n unieke humorsin en unieke sêgoed. Ek sou hier lank kon besig hou met Bossie se sêgoed. Ek is so bly hy het net 'n huidige vrou gehad byvoorbeeld, nooit 'n vorige of 'n volgende een nie. Bertha en die Bosmans, ons sê dankie vir julle en ons waardeer vir julle. Ons waardeer julle. Bossie Bosman, vir sy vrou, steunpilaar en 'n bederf eggenoot, vir sy kinders, rots en 'n rigtingwyser deur die lewe, vir sy kleinkinders, die liefdevolle, trotse bederf oupa, vir sy vriende, gaan dit herhaal, en altyd beskikbare vriend. Bertha, vir jou lê daar 'n nuwe tyd voor. Sonder Bossie, maar nie sonder God nie. Sonder Bossie, maar nie sonder jou kinders en jou kleinkinders nie. Sonder Bossie, maar nie sonder jou vriende en jou vriendinne nie. Sonder Bossie, maar nie sonder boeke vol wonderlike herinneringe nie. En onthou jou naam is in sy handpalms uitgekerf. En in sy hande is jy veilig. Liewe vriende, liewe familie, ek en jy mag dan vanmiddag uit hierdie kerkgebou uitstap. En inderdaad God se belofte uit Jesaja 43 en Jesaja 49 aan die volk Israel ons eie maak. Jesus het dit bewerk. Jy, so sê God, jy is myne en ek is by jou. Altyd en oral. Jou naam is in my handpalms gekerf. Amen. Wonderlike Here, dankie vir die versekering van Jesaja 43 vers 2 en Jesaja 49 vers 16. Dankie dat ons hierdie versekering ons eie kan maak. Elke oomblik van elke dag, onder elke omstandigheid. Ek kom gee hierdie familiekring in u hande en bid dat u hulle sal seën met u saamloop, met u genade, met u liefde, met u voorsiening, met u sorg,
met u krag. Baie dankie vir die lewe wat ons vanmiddag kan vier, die voorbeeld wat ons kon vier, en ons eer u as die gewer daarvan. In Jesus naam, amen. Liewe vriende, ek gaan nou graag vir Mart-Marie, is dit jy? Vir Mart-Marie, dogter, oudste, die geleentheid gee vir Hildeblyk. Ek dink, my pa sou dit nou geloof het om al hierdie mense hier te sien, hoor. Ek sê vir julle almal baie dankie dat julle hier is, en natuurlik vir hom lief was en vir hom omgegee het, en nog steeds vir hom omgee en vir my ma gaan omgee. So, ek is nou soort van in charge om Hildeblyk te doen, en dis eintlik vir my so maklik om aan my pa Hilde te betoon, want hy was nog al 'n opit ouetjie gewees, moet ek sê. Hy het gedink op sy voete, en soos wat Dominee Almo gesê het, hy het altyd 'n plan gehad. As ek hom moet opsom, daar's baie woorde wat ek kan dink, maar die hoofsaak is, ek sien hom nou nog steeds as ons groot supporter. Verskoon die Engelse woord, maar dit is nou maar wat dit is. Hy was 'n vurige WP supporter, sorry Gerrit, dit was nou maar WP al die pad. En dan natuurlik ook Springbokke, en soos wat baie van sy maatjies kan onthou, vroeër jare in Mamasbury, en ek weet hy het dit hier in Robertson ook gedoen, as daar vroegoggend 'n game aan was. Luister, daai hoenderhenne kon nie genoeg eiers lê nie, pa het eiers gaar gemaak, en bacon, en alles, sodat daai maatjies van hom net kan kom aansit, en kom saam met hom rugby kyk. Hy het geleef daarvoor. En dan, as ons nou kyk na ander supporte vir rolle wat hy vertolk het, is dit finansiële support of ondersteuning, kom ons draai maar terug Afrikaans toe. Ja, hy het ons finansiëel ondersteun in tye wat ons so bietjie van 'n dip gevang het. Hy het gesorg dat al ons kinders, ek en Leonor en Jaco kon gaan studeer het, en hy het ons ook daarna gehelp om 'n bietjie van 'n voet in die deur te kry om vir ons te kan bekwam om ons eie besighede te kon voortsit. En sy werksetiek het ons amper maar gelei in hoe jy moet besigheid doen. Eerlik, jy staan vroeg op, pa het altyd gesê, as jy kan laat kom, kan jy net sowel vroeg ook kom. En dis ongelooflik waar. Dan, hy het ook support gegee vir sy vriende, sy maats geweldig mooi ondersteun. Hy het vir ma ondersteun toe ma so 'n bietjie van 'n siekte storie gehad het. Hy het mooi na haar gekyk, alle jare en so aan. Hy het na sy vriende gekyk, hy het sy kerk ondersteun. Hy was mal oor 'n kerkbazaar. Kyk, eintlik meer die vleis as die kolwyntjies. En toe pa nou oorlede is, het ons sy foon gevat, en toe sien ons hier rondom die 27ste Julie, het hy 'n skaap bestel wat nou 'n donasie was vir die kerk, en toe het PK Vleis gelaat weet, maar die skaap gaan nou binnekort gereed wees. Nou ja, ons het toe nou vir skaapie betaal, en ons het hom gister gaan haal, en ek en my ma het die vleis gewerk, en die vleis weggepak, en dit was so lekker. Ek het altyd, ek en my ma, en ons kinders het my altyd gehelp, as pa vleis in kry, en as hy dit moet sit in sakkies. En die lekkerste was, hy het sulke groot komme gehad, en dan het hy nou, kom nommer 1 is nou vol maalvleis, en dan was daar nou Freddy Hirsch spice, en you name it. Kom nommer 2, het hy 'n loaf kaas opgerasper. Daai maak hy dan nou kaaswors van. En dan trek hy die ou dermpie oor daai stopmasjien.
En dan moet ons, nou amper wil ek sê, hang aan die stopmasjien, maar jy moet baie versigtig die wors stop, anders spat hy. En die lekkerste was altyd om daai vars gestopte wors in 'n pan te gooi. Mens onthou dit en 'n mens koester dit en ja, ons hy het gehou van onthaal. Hy het gehou van sy vleis, hy het gehou van sy afval. En hy het dit goed gaar gemaak, hy het dit goed skoon gemaak. So, ek is nou amper klaar. Ons het nou maats hier, so pa se maats, my eie maats ook, en hy het vir almal op 'n gereelde basis WhatsApps gestuur. Sommige bietjie grappies, mooi grappies, so bietjie stout grappies, en dan 'n gebedjie of 'n mooi versie. Maar ek het 'n ou vriend gehad, toe ek op skool was, Ian Badenhorst, en toe ek nou vir hom laat weet, pa is oorlede, het hy gesê, Jesus Mart, hy is so ongelooflike groot gees, en hy het altyd gesê, en hy onthou toe my pa se woorde, ek dink my pa het vir ons finale jaar kategese gegee. Hy sê toe vir my, pa het gesê, as jy nie van iemand hou nie, is dit dalk tyd dat jy daai persoon leer ken. En dit gee nog 'n ou bietjie food for thought. En ek gaan nou afsluit deur te sê dat 'n ander vriendin van my het vir my gesê dat hy het vir haar gekontak eendag en hy het toe vir haar gesê, maak seker waar jy jou tank vol maak. As jy jou tank vol maak by die Here, sal dit goed gaan. En ek hoop julle almal maak julle tanke vol by die Here, want hy sorg vir ons. Of het swaar gaan en of het goed gaan, ons dank hom nog nes die teenstaande. Ek vra vir julle almal wat op Robertson is en wat ma en pa se vriende is, om op gereelde basis by ons moeder in te loer. Ons gaan ook natuurlik ons deel doen. En baie dankie vir almal wat al reeds vir ons so geweldig ondersteun. Julle gee vir ons arensvlerke en julle maak ons sterk. Baie dankie. Dankie dominee Almo. Dankie, Marie. Bedanking sal nou gedoen word, Ambro. Hayward, dankie Ambro. Goeiemôre almal, ek hoop u kan my hoor. Dit is altyd sleg as 'n mens moet luister na iemand wat jy nie ken nie, en dan hoor jy ook nie wat hy sê nie. Dan kon ons maar net sowel opgepak het en gegaan het. Liewe vriende van die Bosmans, toe Jaco vir my gevra dat ek namens die familie 'n paar bedankings moet doen, was ek 'n bietjie huiwerig, en toe ek egter vind dat dominee Almo die persoon is wat die diens kom lei, het dit vir my baie makliker gemaak. Want dit is gemaklik om in sy teenwoordigheid op te tree, en daar waar hy jou kan hoor, en ek wil graag hê hy moet hoor wat ek sê in die volgende paar oomblikke. U moet my vergun dat ek met die bedankings begin met 'n storieetjie. Presies 66 jaar gelede, ek herinner my dit baie duidelik, het ek 'n geleentheid bygewoon waar 'n verhoogskunstenaar 'n prosa stuk gelewer het uit die hoofgeleer wat Langehoven geskryf het. U weet Langehoven, daar is baie min van die jonger mense wat vir Langehoven ken, maar hy was waarskynlik die skrywer wat die meeste geproduseer het in die Afrikaanse taal, in die geskiedenis van ons taal, en hy het 'n wye verskeidenheid goed geskryf. Onder andere herinner ek my aan die prosa wat die persoon die aand gelewer het van die verhouding tussen 'n man en 'n vrou
en hulle hond. Die hondjie se naam was Adele. En soos wat 'n hond getrou is aan sy versorgers, was hierdie hondjie baie lief vir hulle, en hulle was baie lief vir die hondjie, totdat die baas van die huis in 'n stadium gesterf het. En die hondjie het dit nie verstaan nie. Die hondjie het rondgedwaal en gesoek na sy baas, maar hy kon hom nie vind nie, en toe het hy aan die voete van sy ounooi gaan lê, so skryf Langehoven, en hy het haar aangeneem as sy nuwe baas. Hy het haar gevolg waar sy gegaan het, en hy was altyd op haar spoor, totdat ook hy oud geword het, en hy siek geword het, en sy baas, die ounooi besef het, dat die hondjie se einde nader, en sy het die dokter geraadpleeg, die veearts, om te kom kyk na die hondjie, en hy het haar verseker dat die einde naby is. Hulle het 'n gesprek gevoer, en sy het vir die veearts gesê, hy moet haar vir 'n rukkie alleen laat, sy gaan stap 'n entjie, wanneer hy na die hondjie toe gaan, want sy wil nie by wees, wanneer hy met die hondjie praat nie. En sy het gaan stap op die werf, in 'n laning van vrugtebome af. En die veearts het gewag, maar terwyl hy gewag het om in te gaan na die hondjie toe, het die hondjie gewonder, maar wat het geword van sy ounooi? Waar is sy dan nou? Hy kry haar dan nou ook nie, maar soos jy weet, 'n hond, 'n dier het 'n baie goeie reuk, en hy het sy koppie opgelig, daar waar hy op die kombersie gelê het, besig om te sterf, en hy kon darm nog sy voetjies oplig, en hy kon van die kombersie afkom, en hy het haar reuk gekry, en hy het haar probeer volg. Hy is by die deur uit, en hy het haar reukspoor gevolg, totdat hy by 'n stroom water gekom het. En die stroom was redelik sterk. En hy het daar gestaan en hy het gesê, ek weet, my ounooi is aan die ander kant van hierdie sloot, maar ek kan nie hier oor nie. Ek het seer, my lyfie is seer, en as ek in hierdie water ingaan, gaan ek verdrink. Hoe gaan ek maak om oor hierdie stroom te kom, om by my ounooi te kom? En hy kyk rond, sy koppie draai rond, en hy sê, maar wag 'n bietjie, daar kom die goeie oomie, wat my ounooi dokter genoem het. Hy sal my oor hierdie stroompie neem, sodat ek my ounooi kan volg aan die ander kant. Nou, dit is my storie. Doen die almal? Dit is presies wat u vandag hier kom doen het. U het gekom om die Bosmans oor die woelende waters en die stroom van hartseer en van verlange te neem, soos wat die hondjie geweet het, die oomie sal hom oor die stroom neem. U het hulle vanmiddag oor die stroom geneem, en die wonder van hierdie storie is dat toe ek hoor doen die almal kom, dit onmiddellik by my opgekom het. So lank gelede, 66 jaar gelede, wat ek dit gehoor het, en het nooit vergeet het nie. 'n besonderse hartseer storie, maar ook 'n wonderlike troos, wat doen die almal vandag gebring het vir die Bosman familie, en daarvoor wil hulle vir hom baie dankie sê, vir sy opoffering, om hierdie lang pad van Mosselbaai af te kom, en dit te kom doen vir hulle, om hulle oor daai stroom te neem, van onsekerheid, van hartseer, en hulle aan die ander kant van die stroom, op hulle voete te plaas, dat hulle kan voortgaan met die lewe. Baie, baie dankie daarvoor, daar is groot waardering in die familie, vir u koms hiernatoe. Ek het Dominee Almo leer ken, as 'n persoon, wat 'n besonderse insig gehad het, in sy lidmate. Wanneer jy met hom gepraat het,
het hy in jou gesig gekyk en hy het stil gebly. En wanneer hy dan oorgeneem het, het jy agtergekom dat hy binne in jou hart gekyk. Nie net in jou gesig nie, maar in jou hart. En hy het jou hart verstaan en het jou probleme verstaan en het met jou gepraat en jy het beter gevoel as hy opgestaan het om te loop. Ook daarvoor baie dankie aan hom. Ek sal hom ook in herinnering kan roep vir die res van my lewe. En dan 'n paar bedankings, die koster. Baie dankie Andries vir jou reëlings om alles so vlot te laat verloop hier by die kerk. Ons is jammer, daar is 'n enkele glipsie gekom met die wifi of wat dit ook al mag wees, maar dit is ook maar deel van die tegnologie. Maar baie dankie vir jou reëlings en die lieflike omgewing waarin hierdie geleentheid kon plaasvind. Die orgelis, ek het gesê Gabri. Ek het later gehoor, nee, hy is Gabri. Nou Gabri van Sail, baie dankie vir die orgelspel. Dit is altyd goed om by so 'n geleentheid orgelklanke te hoor en die eentonigheid van die byeenkoms so 'n bietjie te breek. Baie dankie daarvoor, dit word waardeer. Aan Afbob vir al die reëlings wat hulle getref het om hierdie geleentheid suksesvol te laat verloop. Van die begin af, na Bossie se oorlede tot vandag toe en ook hier by die kerk, hartlike dank van die familie aan hulle. En dan aan Bertha se omgeegroep. Sy het 'n omgeegroep en 'n Bybelstudiegroep waarvan sy ook lid is, vir hulle reëlings met betrekking tot die verversings hierna, na afloop van die verrigtinge, en ook vir die blomme, die rangskikking, om hierdie lokaal so 'n bietjie op te helder. Daar word met groot dank van hulle gepraat, hierdie omgeegroep, en dan veral Elisna en Anna van der Merwe, wat die leiding neem by daai groepe. Baie dankie aan julle vir daardie bydrae. En dan aan al die vriende van die Bosmans, die kennis, die wat kennis geneem het van Bossie se oorlede, en dat hulle ongevraagd, onaangekondig gekom het met 'n handdruk, met 'n troostwoord, met 'n eetdingetjie, met blomme, daar by die huis waar Bertha in haar rou gesit het. Baie dankie aan elkeen van hulle en die vele telefoonoproepe wat van 'n wye omgewing gekom het om hulle te vertroos in hierdie stadium. Ook u wat vandag hier is, wat miskien nie deel was van daardie bydrae nie, ook u wat gekom het om vandag hierdie geleentheid by te woon, baie dankie aan elkeen van hulle. En dan sê Jaco en sy susters en swaars ook, baie dankie vir die spesiale vriende, waarvan Dominee Almo so mooi gepraat het, deur die jare die pad saamgeloop het met Bertha en met Bossie, en waar daar baie mooi herinneringe is wat hulle kan oproep van dit wat in die verlede gebeur het, by hulle samekomste, hulle byeenkomste, hulle besoeke aan mekaar ensovoorts. Baie dankie aan hulle. Die mediese hulp wat Bossie ontvang het by 2 plekke, onder andere by Carewell, privaat hospitaal hier op Robertson, en dan ook daarna by die Medikliniek in Woester, waar almal met besonderse, hoe sal 'n mens dit noem, bystand verleen het, en meelewing, en versorging gelewer het aan Bossie tydens sy siekte. En veral word die naam genoem van Dr. Perold, wat altyd beskikbaar was vir hulle. Of dit nou deur die dag was, of dit deur die nag was, maar wanneer daar nood was en hulle hom geroep het, dan was hy altyd beskikbaar om hulle by te staan in sy siekte. 'n Spesiale dank aan dan onderling, aan mekaar.
aan Jaco, sy susters en sy vrou en sy susters se wederhelwe, sy swaars, onderling bedank hulle mekaar vir hulle ondersteuning, wederzijds met Bossie se siekte en waar hulle nodig gehad het om bystand te verleen. Hulle in besonder vir Jaco uit vir sy toewyding, die sorg en die deernis waarmee hy na sy pa omgesien het ten tye van sy siekte of wanneer daar 'n krisis ontstaan het, dat hy selfs die nagte opgeoffer het as hy geroep word in die nag om sy ma te gaan bystaan, om Bertha te gaan bystaan, aan hom 'n besonderse woord van dank vir al daardie bystand. En dan die kleinkinders, weet julle, die kinders is ons altyd lief om hulle name te hoor. Ek het hulle name hier neergeskryf, is 'n bietjie donker hier, maar Sorina, Michael, Marissa, Lara en Kara. Oupa Bossie het vir hulle baie dinge geleer. Hulle was baie lief vir hom. En aan hulle ook 'n besonderse dank vir die kleinkinders wat hulle was vir hom en die erkenning wat hulle aan hom gegee het as hulle oupa. En dan vra die familie, hulle weet hulle hartjies is seer, hulle het nog nie oor die rou gekom as kindertjies nie, maar hulle moenie ophou om van hom te praat nie. Praat van hom, gesels oor hom, vertel vir mekaar die dingetjies wat julle saam beleef het. Dit bring vrede in 'n mens se hart en dit sal goed wees as julle dit wil doen. En dan, laastens Bertha, Bossie se eggenote het deur die jare saam die pad geloop en dan sê die kinders vir hulle ma, baie dankie vir die geduld, die liefde, die simpatie en die empatie oor die jare waarmee sy hom versorg het vir altyd in sy siekte. Julle twee, sê die kinders, was voorwaar 'n match made in heaven. En so mooi het een van hulle gesê, ek het dit neergeskryf hierso, het sê dit so mooi verwoord, humor het julle verhouding geraam. In hulle huwelik het hulle daardie humor belewe waarvoor hulle bekend geword het en waaroor Dominee Almo ook vroeër ietsie gesê het. Soveel pret saam gehad en dan gelewe met oorgawe en met blydskap. En dan sê hulle pa se aangenaamste oomblikke was almal van hulle, wanneer almal van hulle om die tafel kon sit saam met die kinders en saam moet eet. Dit was vir hom besonderse oomblikke. En dan laastens, hulle dank aan die Hemelse Vader vir die tyd wat hulle gegeen was om in sy teenwoordigheid saam met hom te lewe. Die sekuriteit wat hy vir hulle gebied het as kinders, die liefde wat hy aan hulle gegee het, en daarvoor dank hulle die Hemelse Vader en gaan hulle die toekoms tegemoet sonder enige inberusting en sonder enige ongemak, ongerief of klagte of vrae teenoor God dat hy Bossie nou van hulle af weggeneem het. Baie dankie aan die Hemelse Vader en daarmee die bedankings. Dankie. Dankie Ambro. Liewe vriende, as ons afgesluit het met die seën, gee ons die familie die eerste geleentheid om die kerk te verlaat. En dan het Ambro en Mark Marie ook gesê,
julle is so welkom om saam met die familie en saam met vriende 'n bietjie hier in die saalkompleks te kuier en iets lekker te geniet. En van iets lekker gepraat, Bosie was lief vir lekker kos maak. Miskien vir julle sê die van julle wat gelief is vir steikbraai. Bosie het so 1 of 2 keer in 'n jaar vir Benny Beeslaar gesê as hy geel vet steak kry, moet hy hom bel. En dit was gewoonlik Jersey beeste. En ek was bevoorreg om soms te deel in daai steak. Liewe vriende, ons neem afskeid. Ek het gesê nee, ons onthou Floris Bosman, gebore 25 Februarie 1942 en oorlede 17 Augustus 2025. Martmarieken, is die skryfgoedjies, gaan dit nog aan die kant wees? Die van julle wat gaan tee drink, op van die tafel sal daar papiertjies wees met penne. Die familie se gedagte is dat julle ken vir Bossie, julle onthou vir Bossie. Is daar iets soos wat skryf net 'n gedagte aan hom op die papiertjie en jou naam daarbey. Hulle wil dit graag in 'n plakboek bymekaar sit. Die vriende, kom ons sluit dan met hierdie baie besonderse lied 602, die eerste, derde en 5de vers. Ek sien 'n nuwe hemel kom, aarde nuut en vry, see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Die Heer droog al die trane af, verby is droefheid, dood. Ja, pyn en smart wyk uit die hart, ons moeite, angs, nood. Oorwinnaars sal ons alles erf, en drink uit die fontein van lewenswater, heerlik rein, en God sal oor ons skyn. Kom ons sing dit staan, en ons sluit daarmee af, dan kan jy bly staan vir die seën. Die Here is voor jou, om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here is langs jou, om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou, om die aanvalle van die bose af te weer. Here is onder jou, om jou te dra as jy mag val. Here is rondom jou, om jou te beskerm. Die Here is bokant jou, om jou te seën. Die Here is binne in jou, om jou te lei deur sy Gees. Amen.
Asseblief. Ag, hoe gaan dit? Jenny, Wonderlike diens. dankie Jenny. So goed, hoe gaan dit met ou mannetjie? Dis nie so lekker nie. Is dit? Maar hy's alright. Hy's net oor longinfeksies en dis goed. Sê vir hom baie groete. Dit is so lekker om jou te Ek sien. wil so graag En hier jy, wees. en jy lyk so goed. Dit moet. Ek weet. Dankie. Ag, maar sê asseblief vir hom. Dink nog baie aan julle. Bye-bye. Baie